Honger Herman. Herman was altyd honger. Die dag van sy verjaarsdag was hy besig om te help om dinge reg te kry vir sy partytjie, toe ma 'n rak vol kakao karamelkoekies uitgesit het om af te koel. Herman het die soet sjokoladegeur gesnuif en gesig. Hy wou net een koekie proe om seker te maak hulle was reg. Toe hy weer sien het hy al 3 geëet. Jy gaan die koek by jou partytjie wil eet, net ma gesê. Maar Herman was nog steeds honger, dus het hy gaan kyk wat anders hy kon vind. Herman het vir pa gevind wat besig was om kolwyntjies te versier. Toe pa nie kyk nie, het Herman 'n kolwyntjie opgetel en die versiersel begin lek. Lekker, het hy gefluister. Net toe pa omdraai het Herman die laaste krummeltjie van die kolwyntjie opgevreet. Onthou, jy het verjaarsdagkoek, het pa gesê. Maar Herman was nog steeds honger. Toe het hy opgemerk dat sy sussie Lulu besig was om kos vir die partytjie uit te sit. Daar was borde gevul met mini warmbrakke, pizza toebroodjies en ander partytjie happies. Herman het gekwyl toe hy die gedraaide suigstokkies, donsige malva lekkers en sjokolademuise sien. Lekker, het Herman gesê. Net toe hy 'n vleispastytjie inprop, het hy die deurklokkie hoor lui. Herman se vriende het opgedaag en hom 'n gelukkige verjaarsdag toegewens, terwyl hy sy geskenke oopgeskeur het. Toe het almal gee die pakkie aan en stoele dans gespeel. Binnekort was dit tyd vir die partytjiekos en al die gaste het gesmil aan die heerlike happies wat pa en Lulu vir hulle geoffer het. Herman was so opgewonde dat hy al hoe meer en meer geëet het. Na 'n rukkie het pa gesê, "Maak toe jou oë, Herman. Ma het 'n verrassing vir jou." Toe Herman sy oë toemaak, sien hy 'n fantastiese verjaarsdagkoek in die vorm van 'n trein. "Ek is seker daarvan dat jy 'n eislike stuk koek wil hê," het ma gevra. "Dankie, maar ma was reg, ek is baie versadig," het Herman gegillend gesê. Ma het gesê dat Herman sy koek later kon eet. Herman het geglimlag. Hy het geweet die wag sal die moeite werd wees.